Goeiemôre en baie welkom hier so by Kaleio Kerk. Ja, dit is my so lekker om op hierdie manier vandag saam met jou te wees en ek hoop daar waar jy saam kyk of saam met jou gesin kyk of saam met 'n groep mense kyk, dat julle sommer net so die liefde en die voorsiening en die intensiteit van God se krag sal beleef daar so waar julle is. Ek is so lief vir jou en ek kan nie wag om hierdie woord vandag met jou te bedien. Want ek weet, dit gaan so impak op jou lewe hê. Kan ek vir ons bid? En dan hou ons lekker kerk saam. Dankie Here, dat ons vanoggend net kan wees. Dankie dat u woord vanoggend nie net op droë grond val nie, maar dat ons, wanneer ons luister, dat ons sal hoor. Ek bid dat elke persoon wat hierdie boodskap luister, sal hoor. Dankie vir die liefde. Dankie dat u opgestaan het uit die dood. Dat ons as 'n kerk kan funksioneer wat u roep om 'n impak in klomp mense se lewens te hê. Ek bid dit in Jesus se heilige naam en almal sê amen. Ons kuier die afgelope tyd, het die Heilige Gees my begelei om so bietjie stil te staan by die brief van Handelinge. En ons trek nou al by hoofstuk 3, ons het so 3 weke terug begin by hoofstuk 1, waar ons gekyk het, waar Jesus, waar het vir hom so belangrik was, om te kommunikeer, voordat hy teruggegaan het hemel toe, en die Heilige Gees uitgestort het, om te praat oor die Koninkryk van God, en te sê, die Koninkryk van God is nie noodwendig 'n plek eendag nie, ja, ons gaan eendag in 'n Koninkryk funksioneer, maar hy het reeds die Koninkryk binne in ons kom plaas. Hy sê, die Koninkryk is binne in julle. Wat 'n wonderlike boodskap. En toe het ons laasweek na Handelinge 2 gekyk, waar die Heilige Gees toe uitgestort. Want nou, Jesus het gesê, dis beter dat ek gaan, dat ek die Parakletos kan stuur, die een wat vashou, die een wat begelei in waarheid, maar ook groter as dit, dat in Handelinge 2 sien ons vir die eerste keer, hoe die Heilige Gees nie net oor iemand kom nie, maar waar mense gedoop word met die Heilige Gees, waar die Heilige Gees binne in ons kom woon. Dis 'n massiewe moment in ons Christelike geloof. In die Ou Testament het niemand dit ervaar, soos wat ons dit vandag kan ervaar, dat die Heilige Gees binne in ons kom woning maak nie, want ek en jy is 100% skoon verklaar deur Jesus Christus se opstanding uit die dood en ons geloof in hom, en nou is daar niks, geen afstand tussen ons en die Vader nie, die Heilige Gees kan binne in ons woning maak. Wat 'n ongelooflike ding om mekaar te sê. En dan vandag wil ek fokus op Handelinge 3. En hier gebeur iets ongelooflik. Hier sien ons nie net dat die Heilige Gees in iemand kom woon het nie, maar nou sien ons in Handelinge 3 hoe die Heilige Gees kragtig deur mense se lewens werk. En so kom ons spring sommer in. Ek het baie om vandag te sê, so ek wil sommer lekker vinnig beweeg. Kom sit vir my jou fokus hoekie op, want ons moet nou fokus. Handelinge 3 vers 1 begin en hy sê, een middag om 3 uur, die tyd van die gebed, was Petrus en Johannes op pad tempel toe. Net toe word daar 'n man aangedra wat van sy geboorte af lam was. Sy mense het hom elke dag by die tempelpoort wat Mooi Poort genoem is, neergesit en om by die tempelgangers te bedel. Toe hy vir Petrus en Johannes sien, net voor hulle by die tempel ingang, het hy van hulle iets gevra. Petrus en Johannes het hom toe stip aan, of kyk hom toe stip aan, en Petrus sê, kyk na ons. Toe kyk die man na hulle, en hoop om iets van hulle te kry, maar Petrus sê, geld het ek nie, maar wat ek het, sal ek vir jou gee. In die naam van Jesus Christus van Nasaret, staan op en loop. Hy vat toe die man sy regterhand en help hom op, en onmiddellik het hy op sy voete gestaan en sy enkels het sterk geword. Hy het opgespring en regop gestaan en hy het kon loop. Daarna het hy saam met hulle in die tempel ingegaan terwyl hy geloop het en gespring het en God geprys het. Al die mense het gesien dat hy loop en God prys. Maar toe hulle besef dat dit hy is wat voor die tempel by die Mooi Poort gesit is en gebedel het, was hulle baie verbaas en het gewonder wat met hom gebeur het. Jesus, wat 'n ongelooflike storie. Hier sien ons dat die Heilige Gees nou deur Petrus en Johannes begin sterk, kragtig
werk in die omgewing rondom hulle, en dit was nie net Jesus wat mense genees het en wonderwerke gedoen het nie. Nou sien ons dat die apostels en die gelowiges, daai selfde gees wat in Jesus was, werk nou deur hulle. Ek is so mal oor daai gedeelte wat sê, dat Petrus en Johannes het hom stip aangekyk. Ek hou van daai woord, want daai woord kommunikeer 'n attitude. Hulle het geweet die gees is nou in hulle. Hy sê, luister hierso, wat jy nodig het, en iemand het nodig om hierdie te hoor, wat jy nou nodig het, is nie nog geld nie. Nie nog voorsiening nie. Wat jy nou nodig het, is die gees van God wat jou genees. Jy sien, dis die grootste prys. Die grootste prys is nie sakke vol geld in die bank nie. Die grootste prys op hierdie aarde is dat die gees van God, die Heilige Gees binne in ons woning maak, want dit maak van ons 'n ander spesie. Jy sien, ongelowiges jaag geld rond, en ongelowiges maak dit 'n prioriteit, en daardeur sê ek nie geld is sleg nie, maar dit is ongelowiges wat geld hulle God maak. Ons het die voorreg dat die Heilige Gees, die voorsiener, die een wat begelei, die een wat genees, wat nou binne in ons kom woning maak. En ja, in jou, die Gees het nie net in Petrus en Johannes gefunksioneer en kragtig deurgewerk nie. Dieselfde Gees wat in Jesus was, is dieselfde Gees wat in Petrus en Johannes is dieselfde Gees wat, toe jy tot geloof gekom het, in jou kom woon het. En so, daarom wil ek vir jou ook uitnooi vandag. Wil jy nie omstandighede in jou lewe ook stip aankyk? Ek beleef die Heilige Gees praat met my oor is ouers wat se kinders so 'n bietjie sukkel by die skool, en jy is vol vrees en jy is vol bangheid, en wil jy nie daai omstandighede stip in die oë kyk en sê, hierdie bangheid, hierdie vrees, verwyder jouself in die naam van Jesus Christus. Die Gees van God leef in jou. Ek wil bid oor jou kind, wat in die skool funksioneer. Ek lees in die week, 'n bang kind kan nie leer nie. En ek wil bid, deur die Gees, dat daai bangheid sal verander in braafheid. Ek dink so in daai skrif wat sê, ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. Hy sal die goeie werk wat hy in my begin het, sal hy tot volëinding bring. Jy sien, ek bid vir elke kind wat hierna kyk, wat in die skool is, wat bang is oor 'n nuwe skooljaar, en dalk hoërskool toe is, of dalk universiteit toe is, mag jou bangheid in braafheid verander, want ons sien dit hierso gebeur. Die Here kan die wat nie loop nie, kan hy maak loop. En miskien is jy ook verlam deur vrees, maar die Here wil vandag kom en jou bangheid in braafheid verander. Wil jy net jou hande na my toe uitsteek, as dit jy is met wie ek praat, en miskien is jy al groot mens wat vol vrees funksioneer, wil jy jou hande na my toe uitsteek, dat ek net vir jou bid. Here, ek kom nou, in die naam van Jesus Christus, en ek sê, vir vrees verwyder jouself nou. Mag elke stuk bangheid nou in braafheid verander. Ek bid dit in Jesus se heilige naam. Ek hoop die Gees rig jou op en kom wys jou, dat daai selfde Gees wat in Jesus is, leef nou in jou. Ek het nie dit beplan nie, maar Here, dankie, dat U ons op hierdie manier so kom bedien het. Ons sal nie bang wees nie, ons sal staan op die voorsiening wat God vir ons gee. Amen. So, nou wil ek verder gaan, toe in hierdie konteks, toe al die mense nou sien dat die ou wat nog altyd verlam is, dat hy nou opstaan en begin beweeg, toe wonder hulle, waar kom dit nou vandaan? So jy kan gaan lees in die res van Handelinge 3, dat hulle toe nou vra, en Petrus kom en hy antwoord al die mense in die tempel, en hy sê, weet julle waar kom die krag vandaan? Die krag wat ek nou uitgebeeld het, kom van die een af wat julle verwerp het. Julle het gesien Jesus was hierso, julle het gesien hoe hy gefunksioneer het, julle het hom verwerp, en God het deur al die profete gesê hy gaan kom, en hy was hier, en julle het nog steeds nie geglo nie. En dan nooi hy hulle uit, in Handelinge 3 vers 19, en hy sê hierdie mooie woorde, hy sê, kom dan tot inkeer en bekeer julle, sodat julle sondes uitgewis kan word, en tye van verkoeking van die aangesig van die Here mag kom.
Hy gebruik hier twee mooi woorde wat ek vandag wil by stil staan. Die woord inkeer en die woord bekeer. Nou, dit klink dalk na dieselfde woord, maar is nie dieselfde woord nie. En ek wil eers stil staan net vir 'n oomblik by die woordjie bekeer. Dit is my so belangrik, ek preek omtrent elke week hieroor, maar dit is my belangrik om hierdie te verstaan, dat bekeer beteken nie doen minder sonde nie. Bekeer beteken metanoia, ek haal my geloof uit die wet om my te red en ek plaas dit op Jesus Christus. Dan word my gees gewederbaar, weergeboorte, my dooie gees word lewendig, en nou is ek 'n kind van God, en niks kan dit ooit weer verander nie. Hy sê, bekeer julle sodat julle sondes uitgewis kan word. Ek is mal oor daai woord, uitgewis beteken heeltemal weggeneem. Al die sondes wat ek gedoen het en al die goed wat ek nog in gaan funksioneer, is uitgewis. Die Here dink nie eers meer daaraan nie. Kan ek dit vir jou bewys? Jy sien die woordjie bekeer kom doen twee goed in jou lewe. Die woordjie bekeer kom vergewe jou 100%. Hoor wat sê Hebreërs 10 vers 17, hy sê, aan julle sondes en julle ongeregtighede sal ek nooit meer dink nie. Kolossense 2 vers 13, hy het julle saam met hom lewend gemaak en al julle oortredinge vergewe. Jy, as jy 'n gelowige is 100% vergewe. Jy hoef nie elke keer vergifnis van die Here te vra, elke keer as jy droog maak nie. Jy's klaar 100% vergewe. Vir ewig en vir altyd. Dit is die evangelie. Maar jy is nie net 100% vergewe nie, jy is 100% heilig verklaar. Die oomblik wat jy jouself bekeer, jou geloof op Jesus Christus plaas, is jy 100% heilig verklaar. Jy moenie nog heilig gemaak word nie, jy is klaar heilig. Hoor wat sê Hebreërs 10 vers 14 in die English Standard Version. Hy sê, for by a single offering, he has perfected for all time those who are sanctified. Het baie ouens vertaal hom as being sanctified. Dis nie reg nie. Jy is nie besig om gesanctified te word nie. Jy is klaar gesanctified. Jy is klaar heilig gemaak. Jou status is vas in Christus. Punt. Dis die goeie nuus van die evangelie. Ha! Dis wat waar ons op staan. As ons bekeer, dan is ons 100% vergewe, 100% heilig verklaar. Ons is nou kinders van God. Dit is die goeie nuus van die evangelie. Maar nou wil ek met jou gesels oor die woordjie inkeer. Dis ook die titel van hierdie boodskap. Jy sien, bekeer maak jou geestelike status vas. Maar inkeer is om nou te lewe soos wat God jou geroep het om te wees. Hoor wat sê 2 Korintiërs 5 vers 17. Hy sê, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepping. Die ou dinge het verbygegaan, kyk, ek het alles nuut gemaak, of dit het alles nuut geword. Jy sien, die oomblik wat jy in Christus is alles besig om nuut te word in jou lewe. Jy is nou konstant besig om jou gedagtes te vernuwe, metanoia, jy is konstant besig om nuut te word. Nie meer heilig nie, jy is klaar heilig, maar jy is besig om nuut te word. Elke gedagte wat besig is om jou te vernietig, is die Here besig om nuut te maak. Jy leef nou, hy roep jou nou om te leef in jou volle roeping. Hoor wat sê Efesiërs 4 vers 1. Hy sê, ek vermaan julle dan, ek wat 'n gevangene is in die Here, om te lewe soos dit pas by die roeping waarmee julle geroep is. Julle moet lewe soos die roeping wat die Here oor julle uitgeroep het. Die kinders wat julle is nou kinders van God, julle is nie meer sondaars nie, julle is nou seuns en dogters van God. So die Heilige Gees het my vandag begelei om met jou te gesels oor die woordjie inkeer. Want baie mense hak vas by net die bekeer. Ons is heilig verklaar, ons is vergewe, ons is kinders van God, niks kan dit ooit weer verander nie, dit bly waar. Maar dan sluip hierdie ding in. So nou kan ek lewe net soos wat ek wil. Niks gaan dit verander nie. Nee. Hoe het ons nou hierdie twee bymekaar uitgebring? Die Here roep ons om nou te lewe soos kinders van God. En so,
ek het nodig om vandag so bietjie meer ernstig met jou te gesels. Dat ons gedrag en hoe ons optree moet vloei uit ons ware identiteit. En so, daar's 'n paar goed wat ek en jy nie meer moet doen nie. Daar's 'n paar goed wat ek en jy nie meer moet infunksioneer nie, want dis nie wie ons is nie. Jy weet, baie mense kan na die genade boodskap luister en dink, die genade is so groot, ek kan lewe net soos wat ek wil, en stop dit. Kan ek jou in die oë kyk en sê, wag, jy gaan jou lewe vernietig. Jy kan die geregtigheid van God wees, jy kan 'n kind van God wees, en in absolute tragedie leef deur die swak besluite wat jy maak. En so, vergewe my, ek wil nie vandag op jou tone trap en ek wil nie raas nie. En ek wil ook nie, sê ek vir my vrou in die week, ek wil ook nie die gedragspolisie wees nie. Dis moralisme. Ek wil nie na elke persoon van ons gemeente kyk en na jou gedrag kyk en sê, hoor jy, hoekom doen jy dit en hoekom doen jy daai en hoekom tree jy so op? Ek het nie 'n pastoor geword om die gedragspolisie te wees nie. Daar seker 'n ander ouens wat dit wil doen. Ek wil nie dit doen nie. Ek wil jou vertel wie jy is in Jesus Christus. Ek wil jou roep na wie jy werklik geroep is om te wees. Maar dit voel vir my of ek net so bietjie moet aandag gee om net so oor 'n paar basics te praat. Dat daar's 'n paar goed wat ek en jy nou nie voor moet sê. Ons moet tot inkeer kom. Hier in ons moet daar 'n verandering gebeur, omdat die Heilige Gees ons roep om te lewe soos wat hy ons geroep het om te wees. En so, ek wil dit baie duidelik maak. As ons leef met die gedagte, die Here het my nou lief en ek kan nou doen net wat ek wil, dan is jy besig met die verkeerde gedagtelyn. Jy gaan jou lewe vernietig as jy daar is. So kan ek 'n paar goed noem, en glo vir my, hierdie is nie lekker nie. Ek hou nie daarvan om in die oor te praat nie, want dit voel vir my, soos ek gesê het, ek wil nie die gedragspolisie wees nie. Maar magtig, ons is geroep om meer te wees. So, sonder om patronizing te klink en soos 'n pastoor wat wil gedrag uitsorteer. Dis glad nie wat ek probeer doen nie. Ek wil net sê, daar is 'n paar goed waar ek en jy moet nee sê. Wat nie pas by wie ons geroep is om te wees nie. En so die Heilige Gees my begelei eerste oor huwelike. Ouens, as ons in huwelike is, en ons is albei gelowiges, ons skree nie op mekaar nie, ons dreig nie mekaar nie, ons slaan nie aan mekaar nie, mans en vrouens, ons breek nie goed teen die muur nie, ons verloor nie ons koppe nie, ons vloek en skel nie mekaar nie, dis nie wie ons is nie, ons is nou die geregtigheid van God. En so ek vertrou die Heilige Gees dat dit in jou lewe sal manifesteer, dat jy het besef, dis nie wie jy is nie. Ek wil vir mense ook bid wat nog nie getroud is nie. Ek wil jou regtig vra, dit is nie 'n goeie idee om saam te slaap, voordat jy in die veilige spasie van 'n huwelik funksioneer nie. Die navorsing buite Christendom bewys dit oor en oor. Dit vernietig wie jy is, wanneer jy besig is om doelbewus daar te funksioneer, om te sê, maar die Here het my lief, ons kan maar dit doen, en op die einde van die dag, is die Bybel baie duidelik daaroor, dat jy is besig om een te word. Daarso is vervlegging wat besig is om te gebeur, en ek wil jou uitnooi, as jy besig is daarmee, ek sê hierdie uit die diepste in die liefde van my hart, die Here nooi ons om op sy manier te funksioneer. Daarom het hy 'n huwelik geskep, sodat hierdie intimiteit in die veiligheid van 'n huwelik kan funksioneer. Een man en een vrou in 'n huwelik. Dis die definisie van 'n huwelik. Vanuit dit kan 'n veilige kinders gesond funksioneer, dat hulle gemodelleer word, hoe lyk 'n gesonde huwelik. Dit is hoe dit in die koninkryk van God lyk. Mense, ons steel nie, besigheidsmanne, ons doen nie deals onder die tafel nie, ons betaal nie bribes nie, ons
Trap nie op ander mense nie. As jy 'n leier van 'n besigheid is, hanteer jou mense met respek en jy's 'n leier. Hulle moet beleef dat jy moet asseblief nie skrifversies en goed op jou besigheid se webwerf sit en jy's besig om jou mense sleg te hanteer. Moenie dit doen nie. Tree op. Soos die roeping, soos die kind van God wat God jou geroep het om te wees. Rasisme. Yes, ek sien weer in die week. Ja, daar's 'n politieke leier wat nou gevonnis moet word en daar's droog gemaak. Nou sien ek die ouens, veral Afrikaner, hoe comment hulle op hierdie ou se vonnis. En dit is die afskuwelikste taal en rasisme wat daar uitvloei. Mense, ek dink dis hoekom Paulus so frustreerd was. Hy kommunikeer die evangelie van God, maar dan moet hy die gedragspolisie raak en sê, ons doen nie hierdie goed nie. Die Heilige Gees nooi ons uit om in sy optimaal te funksioneer. En daarom wil ek jou uitnooi. Ek sê nie hierdie goed om jou te oordeel nie. Ek sê hierdie goed om ons uit te nooi om in die oorvloedslewe te funksioneer, om in veiligheid te funksioneer. En daarom wil ek dit baie duidelik maak, dat by Kaleio Kerk, oukei ons nie gedrag om die Here ons lief het nie. Nee, sekere goed, gaan ons baie stip aanspreek en sê, dis nie hoe ons funksioneer nie. Kan ek jou bedien? Ek het beleef aan die einde van hierdie boodskap, ek het geweet die Heilige Gees gaan 'n paar mense vandag diep aan die hart raak. Jy hoor hierdie boodskap en jy sê 'n paar goed, jy sê, die Heilige Gees begelei my al 'n ruk om 'n Christen te word. Ek praat nou met persone wat nog nie 'n Christen is nie, wat nog nie 'n gelowige is nie. Jy is eintlik soos daai verlamde man. Daar is goed in jou lewe wat jy jou hele lewe lank al terughou, dat jy net nie optimaal kan wees. Something is missing. En ek wil jou uitnooi vandag. Wanneer ons praat oor inkeer, dan wil ek hierdie boodskap land met 'n bekeringsboodskap. En ek wil jou die evangelie van God vertel. En ek wil vir jou sê dat Jesus Christus aarde toe gekom het vir jou. Dat hy jou so lief het, dat hy bereid was om alles wat jy gedoen het, alles wat jy ingefunksioneer het, op hom te neem. Al die goed wat jou afstand gebring het tussen jou en jou ware hemelse Vader, het hy op hom geneem, sodat jy nou deur geloof kan terugkom huis toe. Ek weet ek praat met iemand. Iemand wat al 'n ruk lank net nie meer hierdie leemte kan toemaak met die verkeerde goed nie. Daar's nie genoeg dranks, daar's nie genoeg alkohol, daar's nie genoeg vrouens, daar's nie genoeg mans, daar's nie genoeg goed wat jy op die rekenaar kan kyk, daar's nie genoeg goed wat hierdie leemte kan vul nie. Weet jy wat is daai leemte? Dit is hierdie woorde van jou Vader wat sê, kom terug huis toe. Ek het jou lief. Glo in my Seun Jesus Christus, sodat jou gees lewendig kan word. As dit jy is vandag, wil ek jou begelei om jou lewe nou vir Jesus Christus te gee, sodat jy weer gebore kan word. En dis eenvoudig soos hierdie. Herhaal agter my aan. Hemelse Vader, ek vat nou u Seun se offer, deur sy liggaam te breek, deur aan 'n kruis te sterf vir my. Ek neem daai offer en ek plaas my geloof in jou. Ek is nie meer 'n sondaar nie, maar ek is nou 'n kind van God. Amen. Welkom in die koninkryk van God. Jy het so pas tot redding gekom. En mag die Heilige Gees jou nou begelei en vrug dra in jou lewe. Daar waar jy nie selfbeheersing gehad het nie, sal die Heilige Gees selfbeheersing produseer.
Daar waar jy nie liefde gehad het nie, gaan die Heilige Gees vir jou bonatuurlike liefde gee. Daar waar jy vreugde en vrede gaan soek het op die verkeerde plekke, jy gaan nou die soete vrede en die vreugde van die Heilige Gees beleef wat jou nooit ooit weer sal verlaat nie. Welkom by die huis. Here, ek bid vir elke persoon wat nou tot redding gekom het. Dankie daarvoor. Maar Here, ek bid ook vir elke persoon wat nodig het om te kyk na sekere gedrag, Here, wat ons tot inkeer kom, sodat ons kan leef na die roeping wat U ons geroep het om te wees. Dankie dat U ons daarin begelei. Ons het U so lief, Here. Ons bid dit in Jesus se heilige naam en almal sê, Amen. Amen. Ek het jou so lief. Ek het jou so lief, Kaleo. En ek wil sien dat jy optimaal groei van glorie tot glorie, dat die dinge van die verlede wat jou so vasgehou het, dat het sal losbreek, dat jy sal soos daai verlamde man opstaan en begin hardloop, en die Here sal prys, want hy het jou genees, hy het jou 'n kind gemaak. Dankie Here, dat ons 'n kerk kan wees. Ek kan nie wag om jou volgende week te sien, by Kaleo Kerk, by Simplicity Venue, waar ons mekaar verder gaan saam raak leef, saam beleef, saam bedien, soos wat die Heilige Gees ons begelei. Kan ek vir jou dankie sê, so aan die begin van die jaar, vir elkeen se finansiële bydrae. Ek weet Januarie is 'n rowwe maand, dit is skoolklere en ons recover nog van Desember, en daar's nog goed, en ek verstaan dit, maar dankie vir jou getroue gee, omdat dat jy weet, jou investering in die koninkryk van God maak dat soveel mense meer hierdie boodskappe kan hoor, dat hierdie bediening mense se lewens kan transformeer, en dankie dat geld nie jou God is nie, maar dat jy weet elke stuk voorsiening kom van hom af. Dankie dat jy saai en in hierdie bediening ingee. Ek het jou so lief, sien jou volgende week by Simplicity Venue. Goed gaan.